Vriende, ek is Dani van Dijk en ons deel nog 'n gedagte met u rondom Jesus se hoëpriesterlike gebed in Johannes hoofstuk 17. Nou hier kom Jesus, hy's besig om vir hierdie disippels van hom in te tree. Onthou, hier sy nou die hoëpriester. Dis wie Jesus is. Onthou, hy het gaan sit aan die regterhand van die Vader en daar het gerus. Dis 'n posisie van rus wat hy ingeneem het. Nou is hy die intercessor, sê Hebreërs vir ons. So, Jesus tree nou vir hulle in, en ons sien nou in hierdie gedeelte, hy tree ook vir ons in. So nou verstaan ons, as ons praat van 'n posisie van rus, dan is dit 'n posisie van intersessie, waar ek ander mense se belang op die hart dra, en vir hulle intree met baie groot passie en empatie. Goed, so nou kom ons by vers 18, waar Jesus sê, soos u my gestuur het in die wêreld, het ek ook hulle in die wêreld gestuur. Nou kan u nou dink, dat met dieselfde gedagte wat Jesus in die wêreld ingestuur is die disippels ingestuur, maar ook ons. Ons is in die wêreld ingestuur om hom te verteenwoordig. So elke een van ons het 'n God opgelegde missie, en dus, ons is in die wêreld ingestuur om Jesus te verteenwoordig. En nou, sien hy, onthou, ons het gesê, hierdie 11 van die disippels wat nou oor is, binnekort, so laat maar weghardloop, en die een so sê, ek ken hom nie, en ek weet nie, so, hulle was nie die dapperes onder die span gewees op daai stadium nie. Maar Jesus sien die einddoel. Dit maak nie vir hom saak wie hulle op daai stadium is nie. Hy sien dit wat hy binne in hulle gaan doen, en net so is dit met ons. Ons kan na onsself kyk. Ons sien ons foute, ons sien ons tekortkominge, en ons sien wat ons moes gedoen het, maar nie gedoen het nie. En dan kan ons baie keer teleurgesteld wees in onsself, in ons geestelike lewe. Voel, dit help nie meer nie. En dis hoekom ons moet bewus wees, ons staan nou in die voetspore van die groot intercessor. Hy tree vir ons in, en ons staan agter hom. Nou sê hy in vers 19, en ek heilig myself vir hulle, sodat hulle ook in die waarheid geheilig kan wees. Nou, as ons nou lees, Jesus bid en sê, ek heilig myself, dan kan ons die gedagte kry van iemand wat onheilig was, wat nou heilig word. En dis baie ver daarvandaan. Kyk, Jesus was die sondelose, vlekkelose lam van God. Hy was perfek sondeloos, die wet perfek gehou tot in die fynste besonderheid. So, dis nie wat dit daar beteken nie. Wat dit beteken, ek is afgesonder. Ek word nou afgesonder vir dit wat ek nou hier gaan doen. Onthou, die kruisiging begin dan nie baie ver daarvandaan nie. So heilig homself, hy plaas homself eenkant. So, dit beteken uitgekom om te kom sterwe, sodat ons die lewe kan hê. Hy het die hemel verlaat. Jy moet onthou, ons lees so 'n bietjie verder van die heerlikheid wat hy gehad het, en die heerlikheid wat hy aan sy disippels wil openbaar. Dis die heerlikheid wat hy gehad het in die hemel. Hy verlaat dit. Hy neem die gestalte van 'n diensknegt aan, om aan die kruis vir ons te sterwe, sodat ons die lewe kan hê. Dis met die natuurlike, menslike verstand nie uit te redeneer nie. En nou sê hy, sodat ook in u waarheid, dat hulle ook in u waarheid geheilig kan word. So nou word ons in die waarheid van God geheilig, want Jesus is die waarheid. So 'n bietjie later vra Pilatus vir hom, wat is die waarheid? Terwyl die waarheid voor hom is vandag in 'n tyd waar ons met alle media en sosiale massamedia vra, wat is die waarheid? Daar's net een waarheid. Jesus is die waarheid. En ons word in hom afgesonder binne in die wêreld vir die missie wat hy vir ons het, en dis om te verteenwoordig hier waar hy ons geplaas het. Maar luister nou in vers 20 sê, maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo. En hier's ons deel. Hier's ons nou deel van hierdie hele hoëpriesterlike gebed. Jesus kom sluit ons in. En soos die disippels daar in die kringetjie gestaan het, en jy nou in jou geestesoog kan sien hoe dat Jesus sy hande op hulle lê. Johannes dalk seker die naaste aan hom, en hy bid vir hulle, soos ons binne in daai kringetjie. Ons staan in die kringetjie. Jesus bid vir ons, en hy doen dit vandag
nog steeds. Hy het nie opgehou om dit te doen nie. Die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge en sê Romeine 8 dan verder, Jesus tree ook vir ons in. Hy sê, maar nou is dit belangrik as hy in vers 21 sê, dat almal een mag wees, net soos u Vader in my en ek in u. Dit is Jesus. Hier het ons nou 'n verklaring van die drie-eenheid. Dat almal een mag wees, net soos u Vader my en ek in u, dat hulle ook in ons een mag wees. Hier kom die groot openbaring. Nou dis wat Paulus van praat, van die groot geheim. Die groot geheim, mense, in die Ou Testament het hulle niks hiervan gehad nie. Hulle het niks hiervan verstaan nie, want dit was nie aan hulle geopenbaar nie. Hierdie openbaring kry Paulus toe hy opgeruk word, tot in die derde hemel en God vir hom dinge openbaar daar, wat hy sê wat hy nie eens kon uitspreek nie, en het 'n doring in die vlees nodig gehad om hom te verhef oor daardie gesig nie. En hier kom dit uit, en dit is ons eenheid. Ons is een met die Vader. Kolossense sê, ons het deur Christus, het ons een geword met die Vader. So die Heilige Gees woon binne in ons. Ons is een met Jesus, want hy is die wynstok en ons die lote, en die loot bly binne in die wynstok. Maar in hom het ons een geword met die Vader, want hy en die Vader is een. So, toe die Heilige Gees binne in ons kom woon, het die volheid, en ek bedoel, die volheid van die Godheid, die skepper wat gesê het, laat daar lig wees, die een in wie se hart dit opgekom het, die een in wie se krag die skepping magtiglik plaasgevind het, woon binne in jou as jy gered is. Dis die groot geheim. Hierdie geheim is die geheim wat die grondslag van ons geestelike wandel met God moet vorm. Dit, ek wil amper sê, dis die crux waaroor dit gaan. Ek en hulle en u en my, sodat hulle volkome een kan wees en dat die wêreld kan weet dat u my gestuur het en hulle liefgehad het, net soos u my liefgehad het. Het u al daai woorde bedink? Met dieselfde liefde, onthou, die hemel gaan oop toe Jesus gedoop is en op die berg van verheerliking. En daar kom 'n stem uit die hemel wat sê, dis my geliefde seun in wie ek welbehaag. Onthou, die liefde van God die Vader vir Jesus is agape, dis die volmaakte goddelike liefde. Daar is niks wat dit kan oortref nie, daar's niks wat naby dit kan kom nie. Dit is die ultimate liefde. Hy sê met daardie liefde wat God die Vader hom liefgehad het, het hy ons liefgehad. Hierdie is ontsettende waarhede. Ons moet hier stop, want dis wat ons moet bedink. Hierdie gedagtes moet ons vat en ons moet dit bedink. Ons moet dit herhaal, ons moet dit lees. Hierdie gedagtes is gedagtes wat nie net in my kop nie, maar dit moet in my hart, moet dit ingebrand word, dit moet in my hart vas wees, as ek weet, dat ek weet, God het my lief. Niks kan dit verander nie. Niks kan dit verander nie. Sy guns is op my, want Jesus is in my. Die guns van Jesus word my toegereken, want die bloed van Jesus is myne. En ons vertrou dat die Here Jesus dit in ons harte kom tuisbring met 'n wonderlike openbaring. Mag die Here hierdie goddelike woord baie ryklik aan u hart seën. Mag u dit ervaar, mag dit vir u belewenis word. Mag hierdie die grondslag, die basis van u geestelike lewe wees. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en jou agape vrede gee. Shalom vrede.